Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofstuk 3 en die opskrif lees: Paulus en Apollos is nie opponente nie, maar deel van God se taakspan. Liewe broers en susters, toe ek by julle was, kon ek nie met julle praat soos met geestelike volwasse Christen nie. Ek moes met julle praat soos met mense wat nog wêrelds is, soos met kindertjies in die Christelike geloof. Ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle sou nie iets sterkers kon verteer nie. Trouwens, julle is ook nou nog nie gereed daarvoor nie, want julle word nog steeds deur wêreldse neigings beheer. Julle is jaloers op mekaar en maak rusie. Is dit nie 'n bewys dat julle nog deur wêreldse neigings oorheers word nie? Julle tree op soos mense wat nie aan die Here behoort nie. As die een sê, ek volg Paulus, en die ander een sê, ek verkies Apollos, tree julle dan nie op soos mense wat nie aan die Here behoort nie? Wie is Apollos of Paulus nou eintlik, dat julle so oor ons verdeel is? Ons is tog nie diensknegte deur wie julle tot geloof gekom het. Elkeen van ons het maar net die werk gedoen wat die Here aan ons toevertrou het. My werk was om die saad te plant. Apollos moes dit nat gooi, maar God het laat groei. Wie plant en wie nat gooi is nie belangrik nie. Die belangrike een is God, want hy is die een wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi werk saam en het een gesamentlike doel, alhoewel elkeen sy eie beloning sal ontvang in ooreenstemming met sy eie harde werk. Ons is God se werkspan. Julle is God se saailand. God se gebou, nie ons nie. Op grond van die onverdiende goedheid wat God aan ons bewys het, het ek soos 'n meesterbouer die fondament gelê. Ander bou daarop voort. Maar elkeen wat op hierdie fondament bou, moet baie versigtig wees, want niemand kan 'n ander fondament lê as die een wat alreeds gelê is nie, Jesus Christus. As enige iemand op daardie fondament bou, kan hy goud gebruik, of silwer, of edelstene, of hout, of hooi, of stoppels. Daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom, want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word, maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly, alhoewel hulle self gered sal word. Hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit 'n brand gered word. Ek wil nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle as die tempel woon nie. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom skade aandoen. God se tempel is immers heilig en julle is self daardie tempel. Moenie julle self om die bos lei nie. As julle dink dat julle wys is volgens die standaarde van hierdie wêreld, sal julle eers dwaas moet word, sodat julle werklik wys kan word volgens God se standaarde. Want die wysheid van hierdie wêreld is by God dwaasheid, soos die skrif dit stel. God vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. En weer, die Here ken die gedagtes van die wyses, hoe nikszeggend hulle is. Moet julle dus nie daarop beroem dat julle volgelinge van een spesifieke leier is nie. Alles is immers julle sin. Paulus en Apollos en Petrus, die wêreld, die lewe en die dood, die Here en die toekoms, alles behoort aan julle. Maar julle behoort weer aan Christus en Christus aan God. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir julle.